Ek wil vanoggend met ons gesels onder die opskrif Follow me. Volg my. Ken die woorde van Jesus wat opgeskryf is en wat op verskillende plekke opgeskryf is. Van verskillende mense het hy tydens sy aardse bediening die woorde gespreek, volg my. Follow me. En is dit nie wonderlike woorde? Kan jy dink hoe moes dit geklink het? Toe Jesus dit self tot 'n mens gespreek het. Sien deur die hele geskiedenis heen, waar God vir profete gesê het, volg my. Waar God daardeur vir die volk Israel gesê het, volg my. En het Jesus ook, toe hy op aarde was, daai wonderlike woorde gespreek. Ek lees vir ons vanoggend die skrif soos opgeteken uit Matteus 4. Matteus 4 is daar 'n mooi gedeelte waar Jesus die eerste disippels roep. Matteus 4 vers 18. En nou moet ek my bril. Ons het 'n paar keer oor die bril storie gelag daar in Saldanha. Ek het hom ten minste gedink, jy staan nou op en gee jou bril weer vir my. Ja, maar ek moet ook sien. Ek lees vir ons, en ek lees dan vir ons uit die boodskap vertaling, baie dieselfde as die ander vertalings, hier en daar is 'n uitdrukking net 'n bietjie in hedendaagse Afrikaans. Eendag het Jesus, vers 18, by die see van Galilea gaan stap. Hy kom toe af op twee broers, Simon en Andreas. Simon is later Petrus genoem. Hulle twee was vissermanne. Hulle was juis besig om hulle nette in die see te gooi, toe Jesus vir hulle sê, laat staan julle nette, kom agter my aan, word my volgelinge. Laat staan julle nette, kom agter my aan, word julle my volgelinge. Die ander vertaling praat van, laat staan julle nette, kom agter my aan, word my volgelinge, dan sal ek julle wys hoe om op 'n ander manier vis te vang. Ek sal julle leer, vers 19, ek sal julle leer om van nou af mense te vang wat in sonde leef, sodat hulle deel kan kry aan God se nuwe wêreld. God se nuwe wêreld. Met ander woorde, kom saam met my, sodat jy deel kan word aan iets nuuts, deel kan word van iets nuuts. Vers 20 sê, dadelik het Simon en Andreas hulle visnette neergesit en agter Jesus aangestap. Dadelik. In Johannes 1 word dieselfde gedeelte vertel. En ons kry baie keer die idee dat wanneer jy hierdie gedeelte lees in Matteus, dat dit die eerste keer is wat die disippels van Jesus hoor, toe hy vir hulle sê, volg my. Maar dis nie waar nie. As ons kronologies gaan kyk na die verloop van sake, dan gee Johannes vir ons 'n bietjie 'n beter idee van wat daar gebeur het. Voor hierdie insident waar Jesus gesê het, kom julle, volg my, was Johannes die doper reeds aktief gewees en het mense van Johannes die doper kennis geneem. Johannes die doper, die een wat voor Jesus uitgegaan het, bekend is, en hy het gesê, ek is nie die een wat sou kom nie, Jesus is die een wat sou kom. Ek berei net die pad voor. Johannes die doper was 'n ou wat gesien is, 'n ou wat nie lekker in sy kop was daai tyd nie. Hy het velle gedra, hy het heuning geëet, hy was 'n rowwe seun gewees, hy het dinge gedoen op 'n manier anders as wat gewoond was in daai tyd. Ten tye van hierdie roeping was Jesus reeds gedoop deur Johannes die doper. So Johannes die doper was reeds in die omtrek van Galilea gewees. En dit was reeds bekend dat Johannes die doper op hierdie punt gesê het, toe hy Jesus sien, daar is die lam van God. Dis iets wat bekend was. So toe die disippels hier alles los en Jesus volg, nadat hy sê, volg my, het hulle dit nie gedoen omdat hulle sommer net beïnvloed was op daai oomblik. Nee, hulle het reeds kennis gehad.
Hulle is reeds getrek deur hulle wete dat Jesus die seun van God is. Jesus is in die omtrek. Hulle het reeds geweet van hom. So is belangrik dat ons sien dat dit was nie net 'n emosionele besluit van hier stap Jesus nou op hulle verby en hulle is onnadenkend, neem hulle die besluit om hom dadelik te neem. Jesus was bekend aan hulle en hulle het daarop 'n besluit geneem. So tussen hakies, Johannes die Doper. Johannes die Doper was wie? Jesus se neef, né? Hy was 'n neef van Jesus. Hy was so 6 maande ouer as Jesus. Hulle was familie, hulle het geweet van mekaar. Dit is interessant hoe naby hulle aan mekaar was en dan daai oortuiging by Johannes dat hy het 'n werk gehad wat God vir hom gesê het. En daai werk wat hy gehad het, was om die weg te baan. Hy het self na Jesus gewys. Goed. Wanneer ons kyk na daai woorde, come follow me, volgens Matteus, dan is dit belangrik dat ons moet besef dat daai follow me, die boodskap van follow me wat uitgegaan het, is dat die disippels het klaar geglo dat Jesus die seun van God is. Toe hy daar vir Petrus en vir Andreas roep, het hulle reeds geglo, maar hulle het nog nie gevolg nie. En ek wil hê ons 'n bietjie stil staan by daai konsep van ek glo, maar nou glo is passief. Sê jy met my saamstem? Ek kan op daai stoel sit en iets glo. Dit beteken nie ek beweeg nie. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. As ons hier so 'n Hopefield se kant toe ry, dan is daar 'n brug wat jy nou kan kies. Gaan ek op die R27 dink Veldrif toe gaan, of gaan ek op die R27 Langebaan se kant toe gaan, of gaan ek reguit aan oor die brug Hopefield se rigting. Daai brug, ons almal glo die brug gaan my kar kan dra. Maar dis eers as jy oor die brug gery het, wat jou geloof in dat die brug jou gewig gaan dra, werklikheid word. Jy word eers 'n volgeling, wanneer jou geloof in Jesus Christus gekom het tot aksie. En dit is die kern van hierdie gedeelte, is dat daar het aksie gekom by die disippels. Aksie. Die geloof wat hulle gehad het, die kennis wat hulle gehad het, dat Jesus die seun van God is, volgens wat Johannes gesê het, daai kennis het eers oorgegaan tot die volgelingskap, toe hulle gereageer het. En let op wat het hulle gedoen. Hulle het dadelik alles neergesit. Hulle was bereid om alles wat vir hulle bekend was, hulle lewensmiddele, hulle werke, om alles eenkant te sit. So groot was daai oortuiging om Jesus te volg. Ek wil julle vra, wanneer ons kyk na die evangelie van Johannes, hoekom is Johannes vir ons 'n belangrike boek om daartoe op te let? Wanneer ek baie dikwels wanneer mense nie tot bekering kom, of hulle geloof in Christus bietjie wil vernuwe, dan is my vraag dikwels, of my antwoord dikwels en advies, gaan kyk na Johannes. Gaan lees weer die boek Johannes met mooi aandag deur. En ek het daar vir Jackie gevra, om met dit wat ons daar in die Bybelstudie hanteer het in Saldanha die week, 'n bietjie met ons te deel van, hoekom is Johannes so 'n belangrike boek? Hallo julle, almal ken my as Jacqueline, of soos hulle sê, die bubbleback. Babbel jy maar. Alright, Nico het vir my die eer gevra en ek het dit opgesom in my woorde. Die boek van Johannes is baie sterker as die ander evangelies. Leer van Jesus so goddelike natuurlik, soos Matteus, Mark en Luke. Leer ons wat Jesus dag tot dag gedoen het. Maar in Johannes leer ons meer van hom, dat Jesus God is. Hy is almagtig, was van die begin af daar, en onder ons kom woon, en ons kom verlos. My opsomming was, ons word hier geroep om Jesus se lig in die wêreld te wees. Nie deur ons om eie te belange te bevorder nie,
maar deur die weg na hom aan te dui. Ja, Johannes doen gee vir ons daar 'n mooi aksent op Jesus. Johannes leer ons van Jesus se goddelikheid. En Johannes hoor ons, hy is die brood van die lewe. En Johannes leer ons dat as ek van sy water gedrink het, sal ek nooit weer dors kry. Johannes wys vir ons dat Jesus van die begin af daar was. Terug na Genesis toe, daar waar God sê, laat ons na ons beeld maak, dan was Jesus reeds daar. Johannes trek so 'n bietjie die streep onder die beginsel van dat Jesus aktief in die Ou Testament was. Wanneer daar in die Ou Testament geskryf is, the angel of God, hoofletter A, of die engel van God, hoofletter E, wie was daai engel? Jesus. Jesus was daai engel. So in Johannes kry ons hierdie addisionele blik, die goddelike natuur van Jesus kom daar sterk na vore. En dis wat ook gebeur daar, want Johannes die doper, die aandag van sy gehoor, die aandag van almal daar in Galilea, se aandag vestig op Jesus. En dis hoekom ek ook vir jou wil vra, trek God jou aandag nog? Trek God nog jou aandag? Want dis hoe God werk. Soos wat hy daar vir Johannes die doper gebruik het om aandag te trek, so trek hy aandag sodat ons kom tot geloof. Tweede stap, derde stap, sodat ek hom begin volg. En wanneer ek in God glo, wat gebeur met my? Wanneer ek in God glo, dan vind daar 'n proses van wedergeboorte plaas. Ek verplaas die belang wat ek het om my eie heil uit te werk, verplaas ek dat Jesus my heil vir my uitwerk. Ek plaas my vertroue op Jesus. Ek glo waaragtig dat hy die weg en die waarheid is. Maar dit bly nie by geloof nie. Wat sê die skrif? Wie glo ook? Die duiwels. Die duiwels glo ook, maar hulle glo nie in Jesus tot redding nie. Ek en jy glo in Jesus tot ons redding. Maar my geloof moet oorgang tot aksie. Ek word 'n dader van die woord. Dit is wat hier gebeur. Die disippels het hier gesê, weet jy wat? Ek doen nou. Ek kom in beweging. Ek sit nie net en weet dat Jesus my gered het nie. Ek kom in beweging. Daarom word volgelingskap wat? Disippelskap. Disippelskap. Die verskil tussen die een wat net glo en die een wat volg en 'n disipel word, is beweging. Jesus se opdrag in Matteus 28:19 is, gaan dan heen en maak gelowiges van almal, nee. Exactly. Nie gelowiges van almal nie, disippels van almal. 'n Disipel is iemand wat glo en volg. Dis die verskil. Dis die verskil. Kom ons kyk gou gedaan na die beginsel van volgende een. Daar sê, om te glo. Om te glo is belangrik. Dis 'n kern. Om to believe, to entrust God. Dis die initiële stap. Dis wat ons praat van regverdigmaking of justification. Romeine 8 vers 28 en Efesiërs 2 vers 8 wys ons daarop dat ek kan niks doen, let wel op die verskil. Ek kan niks doen om gered te word. Die doen wat vir ons belangrik is die doen na my redding, nadat ek gered is. Efesiërs 2 vers 8 sê ek word genade red my. Die feit dat God my genadig is en Jesus gegee het, dit red my. Maar dit regverdig my ook. Die justification kry ek daarvan dat ek op een stadium, in een moment, onthou daar's twee maniere of twee betekenisse van die woord om geregtigheid voor God te kry. To be justified het twee betekenisse. Die eerste ene is onmiddellik. Wanneer ek Jesus Christus aanneem as my verlosser en saligmaker, is ek onmiddellik reg met God. Maar ons weet ons lewens verander nie dadelik. Nou begin die proses.
Nou begin die proses. En daai is 'n ander werking van geregtigheid, die justification. Dis wat ons noem in daai kernwoord in Grieks is it's a continuous perfect tense. Daar's 'n voortdurende regmaak met God wat intree. Ek is reg, ek het die gawe van die ewige lewe, maar omdat ek sondig is, sluip daar goed in my lewe in, en ek maak reg, en ek groei, en ek maak reg, en ek groei. Daar's 'n voortdurende proses wat plaasvind, nee. Ek wil julle graag ietsie met julle deel persoonlik, om dit te illustreer. Ek weet nie of julle daai gesiggie herken nie. Nee, glad nie. Lyk bekend. Daar heel links, ek dink dit was omtrent so paar maande nadat hierdie klein 16-jarige meisiekind ons pad gekruis het. En soos julle nou weet, na 13 jaar by ons, het 'n aannemingsproses plaasgevind. Die 3-jarige dogtertjie Kayla is deur ons aangeneem. En toe daai aanneming plaasvind, toe is daar 'n interessante verandering wat gebeur in haar lewe. Sy is by ons. Sy word deel van ons gesin. Sy word 'n greiling. Daar's progressie in haar ontwikkeling by ons. En wil ek nou graag die parallel trek tussen Kayla se aanneming en ons aanneming deur Jesus Christus. Jolly, lees asseblief vir ons daai mooi vers in Johannes. Lekker hard, anders moet jy voorkom staan. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Daar sê, ons aanvaar Jesus Christus. Die ou vertaling sê ek neem hom aan, en nou word ek 'n kind van God. Kayla is by ons aangeneem. Sy het ons kind geword. Sy het 'n nuwe naam gekry. Sy's nie meer Kayla Brand nie. Sy's Kayla Vanessa Greiling. Sy het 'n nuwe naam gekry. Sy's lief. Sy het 'n nuwe adres gekry. Sy het 'n nuwe gesin gekry. Sy het 'n nuwe ervaring van menswees gekry. Ons aanneming van Jesus Christus beteken ek word 'n nuwe mens. My naam word in die boek van die lewe geskryf. Voor jou wedergeboorte was jou naam nie in die boek van die lewe gewees nie. Hy's nou in die boek van die lewe. Maar dit het nie gebly. Kayla het nie net by ons gekom en nou sy nog steeds in 'n Amanzimtoutie nie. Nee. Sy het gevolg. Sy het saam met ons daar gevolg. Daar was aksie gewees. Sy werk mee. Ek werk mee in Christus. Ek volg, ek vorder, ek word groot. Ek kry 'n nuwe lewe, nuwe ervarings, nuwe hoogtepunte. Dis alles deel van ons erfenis. Onthou nou, kon Kayla voor 2012 erf by my? Nee. Sy was nie my kind nie. Maar toe ons die brief kry van die hof wat sê, Kayla is now as if born from you. Toe sy deel van die erfenis van die Greiling clan. Jy is deel van die erfenis van Jesus Christus. Alles wat Jesus het, word nou joune. Jesus se ewige lewe word jou ewige lewe. Jesus se heerskappy in die hemele word jou heerskappy in die hemele. We fight from victory, not for victory. Wanneer ons kyk na om te volg is die vrug wat ek dra. Dis die outcome van my geloof. Ek sit nie net en weet Jesus het gered nie. Ek volg hom, want nou werk ek saam met hom. Nou is ek deel van sy gesin. So, dis nie meer,
die volgelingskap is die what we do now that we are saved. Ek doen nie om gered te word nie. Nee, ek doen omdat ek gered is. Omdat Kyla deel is van ons gesin, doen sy nou soos ons gesin. Omdat ek deel is van God se koninkryk, doen ek soos God se koninkryk doen. Paulus sê 'n baie interessante ding. Work it out. Work it out. Paulus sê in Filippense 2, vers 12 tot 13. Doen daarom alles wat julle kan om te lewe soos mense wat aan God behoort. God self is by julle lewe betrokke. Die Engels sê, therefore my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and act in order to fulfill his good purpose. Paulus sê nie, werk sodat jy gered word. Nee, Paulus sê, work out, ek en jy, elkeen, 'n job om te doen in die koninkryk. Ons het elkeen 'n unieke taak wat God ons opgelê het. Work it out. As jy gym toe gaan hê nie, hierdie week, man wat elke oggend vroeg ry gym toe. Nee. Wat dan, hoe lag jy vir hom? Hy gaan gym toe vir sy workout. Dis so grappig te sê. In die gym gaan sit en hy nie daar en hy kry 'n klas om sy gedagtes om slim te word nie. Hy gaan daar om sy liggaam te oefen, sy spiere te oefen. Ek en jy het geestelike spiere en ons moet ons geestelike spiere oefen. Work it out. Jy moet werk in jou gebedslewe, werk in jou Bybelstudie, werk in jou meelewing in die gemeenskap van die heiliges. Werk, nie omdat dit my gaan red nie, omdat ek wil, want ek is deel van hierdie nuwe gesin, ek is deel van hierdie nuwe plek, waar ek uitleef dit wat ek vir God wil doen. Work it out. Work it out. Ek wil jou aanmoedig vandag. Werk dit uit. Maar hier's 'n probleem, julle. Hier's 'n probleem wat ons het. En ek en jy moet baie eerlik wees met mekaar oor ons probleem. Die probleem is, dat ons kan geloof hê, nee, wat dood is. Ons kan geloof hê wat dood is. Dis die grootste probleem in die kerk. Ons kerk is te vol gelowiges en te min volgelinge. Laat dit net 'n bietjie insit. Daar's te veel wat glo, te min wat doen. Dis ons probleem. Jakobus sê, dat ons kan, in daai geval, is ons geloof dood. Dead faith. Hy praat van dooie geloof. Dooie geloof is ek glo, ja. En jy glo dat jy gered is, ja. En jy is gered. En jy het die gawe van die ewige lewe. Dis wat God beloof. En jy gaan verlies hê. Jy gaan verlies hê in die ewigheid, want daar is geen vrug op jou werk nie. Hoe gaan Jesus jou beloon vir jou vrug? Onthou, daar's 'n beloning wat wag op ons wat werk in die koninkryk. Jesus sê daar's krone wat ons gaan kry. Daar's belonings wat wag op. Ek wil nie hê jy moet 'n verlies hê nie. Daarom doen ek alles in my vermoë om in die Bybelstudie jou te leer sodat jy vorder en sodat jy aktief word in die koninkryk. Dat jy nie verlies hê in die ewigheid. Moet asseblief nie verlies hê in die ewigheid. Staan voor Jesus eendag met iets wat jy vir hom gedoen het. Dit moet ons doelwit wees. Dit moet ons doelwit wees. Anders is ons geloof dood. Ons tweede probleem wat ons kan hê is, ons kan so doeners wees, nee, dat ons nie meer glo in wat ons doen nie. Ons kan so besig wees met die dinge van die kerk, dat ek vergeet om besig te wees met die God van die dinge. Besig met die dinge van die kerk is in plaas daarvan met die dinge van God.
Ons moet pas op dat ons in 'n gewoonte kom. Ag, ek gaan nou maar Bybelstudie. Ag, dis nou maar weer bid nie. Ag, dis nou maar weer 'n tee. Daai goed word legalism. Ek hou vas aan daai routine. Ek hou vas aan gebruike, maar ek is nie meer betrokke by daai gebruik nie. Ek neem dit nie meer met erns op nie. So kom ons pas op vir daai twee probleme. Dat my geloof dood kan wees, of dat ek in 'n legalism, wat is die Afrikaans vir legalism? Help my. Ja, ek word so, ek hou so vas aan hierdie wet. Dis die probleem wat Paulus met Petrus gehad het op 'n stadium. Petrus het gesê, Petrus het begin vasval daaraan dat hy doen so graag goedjies in plek daarvan, hy het soveel fokus gehad op mens moet dit en jy moet dit op hierdie manier en jy moet dat op daai manier. Hy het vergeet dat hy met God moet besig wees voordat hy met die dingetjies van God besig is. Efesiërs 4 is vir my 'n baie mooi punt om by net te gaan stil staan. Efesiërs 4 wat ons baie mooi in ag neem. En ek vra vir my buurman Andrei, lees asseblief vir ons Efesiërs 4 vers 11 tot 13. Ons het 'n rukkie terug daaroor by gaan stil staan, maar luister net weer asseblief. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up, until we all reach unity in faith and in knowledge of the Son of God, and become mature in attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ek is nie hier om 'n kerk te bou. Ek is nie hier om 'n Bybelstudiegroep te hou. Ek is nie hier om 'n aktiwiteit te doen spesifiek nie. Dis die metode waardeur ons dinge reg kry, ja. Maar dis nie my primêre rol nie. My primêre rol is, ek moet julle prepare. Dis Nicolaas se rol. Ek moet julle regkry. Vir wat? Regkry sodat jy die volledige prentjie kan wees van wat Christus van jou het. Jy gaan die dag voor Christus verskyn en Christus het 'n droom gehad oor jou. My werk is om jou te help om by daai droom uit te kom wat Christus vir jou het. Dis my job. Ons doen 'n klomp goed. Ja, die tee van die week was soos 'n Johannes wat skreeu in die wildernis. God het vir Jesus gestuur. Jesus is die lam van God. Hy het uitgeroep, hy het geskree, hy het gebasuin. Dit was 'n manier om aandag te kry. 'n Manier om mense bewus te maak van God se koninkryk wat aan die kom is. God se koninkryk wat aan die werk is. God se mense wat by mekaar kom. God se mense wat erns maak met hulle geloof. Dis alles maniere wat ons doen om mense se aandag te trek. Maar dis nie primêr hoekom ons hier is nie. Die primêre rede hoekom ons hier is dat ek en jy so naas moontlik aan God beweeg, so naas moontlik aan die Heilige Gees is, sodat ons kan ervaar hoe hy in ons lewens werk. Dat ons die skrif kan leer ken, dat ek kan verstaan wat God se werking in my lewe is. Hoe het hy deur die eeue heen beweeg? Hoe steek die prentjie in mekaar? Waar pas ek in? Wat het Jesus vir my? Hoe is hy besig om my te trek, my aandag te trek, my aandag te bou? In Weskus woord is daar 3 goed wat jy in na gedagte moet hou. Hierdie is 'n avontuur. Dis nie 'n routine nie. Hierdie is 'n avontuur waarin ons deel is van 'n nuwe ding wat die Heilige Gees in ons midde doen. Dis 'n avontuur om te stap en bewus te raak van hoe die skrif oopgaan voor ons. Dis 'n avontuur. Jonathan het hierdie week gesê,
Hy het al hoeveel keer die Bybel deurgelees. Vir die eerste keer snap hy hoe Jesus in die Ou Testament na vore getree het. It's an adventure. Dis 'n ontdekking. Skielik maak die 3 keer wat hy die Bybel al gelees het, vir hom sin. Poeh, die lig kom aan. Dis 'n avontuur, julle. Ons is besig om te vorder. Ons het 'n sitplek reg in die voorste ry. Reg in die voorste ry. Daar was nog nooit 'n kerk in hierdie dorp gewees wat soos ons funksioneer. Ons is die eerstes. Front row seats. Front row seats. En met die Here se wil het ons 'n front row pakpartye vir die dag. Reg op die see. Wat 'n ironie. Front row seats. Ons sien heel eerste wat God doen in 'n gemeente in Jacobsbaai. Ons sien dit heel eerste. Ons sien heel eerste hoe mense tot bekering kom. Ons sien heel eerste hoe mense aangegryp word deur die werking van die Heilige Gees. Ons sien heel eerste hoe verhoudings herstel word. Hoe mense hier instap en sê, ek bly al 2 jaar hier, nog niemand het my ooit uitgenooi aan enigiets te doen. Die eerste keer. Front row seats. Engelse praat van 'n launching pad, wegspringplek van God se voorneme. God het 'n voorneme oor Jacobsbaai. God het 'n voorneme van die Heilige Gees se werking in Weskuswoord. God het 'n voorneme vir jou. Daar's 'n Mike wat in die boek van die lewe sy naam geskryf is. En agter Mike se naam sê, ek wil hê Mike moet A, B, C, D, E vir my doen. Mike gaan dit ontdek. Hier waar die Heilige Gees werk in ons, gaan elkeen van ons ontdek, wat is daai launchpad wat God gebruik. Ons gee hoop vir mense. Die mense daar buite is verward. De mekaar. Weet nie wat te kant toe nie. Hulle is moedeloos. Hulle span die karperde verkeerd in. Ons is die hoop. Is ons lig. Is ons lig wat gaan skyn, want Jesus is die lig. Johannes. Ja, julle. Dit maak my opgewonde. Ons is medewerkers saam met Christus. Ons werk saam met hom hier. Ja. Al kry ons net een ietsie reg vir Jesus. Is dit nie moet werk. Want hy het sy een lewe gegee. Ek nooi jou uit, nee. En dit maak my opgewonde. Wat my opgewonde maak, is dat ek sien hoe mense meer en meer Jesus volg. Dit laat my dink, baie jare gelede, ons kinders, nie is so lank terug, ek voel net so lank. Ek en Riekie is op, ons het iets bygewoon van die kinders, hulle is in 'n ander kar as ons, en ons besluit so op die ingeving van die oomblik, ons gaan daar in Pretoria, as daar 'n plek Magnolia Dal. Daar is altyd iets in die gang in Magnolia Dal, as 'n lekker plekkie wat jy ook kan ietsie uit eet. Dan het gewoonlik een of ander aard die ding in die gou daarso. Ek stap daar by verby, Riekie stop en kyk daarna, ek gaan 'n restaurant. Maar in elk geval, toe ons op die ingeving van die oomblik besluit, ons gaan soen toe. Toe klim Riekie die kar, die kinders was in 'n ander kar gewees, en sy stap na die kar toe, en sy sê vir hulle wat ons nou gou gaan doen, en almal is bly, ons gaan gou milkshake of een van iets drink. En toe sy so halfpad op pad terug is na die kar toe wat ek in ry, toe stap sy so van die kinders af weg, en sy sê, kom! Kom! En tot vandag toe onthou ek daai lyfie wat die uitspan en sê, kom! Ek wil vir julle sê, nee. Kom ons gaan doen iets vir Jesus in hierdie dorp. Kom ons, ek love het om te sien hoe mense ewe skielik die liggies aankom. Ek love het om te sien hoe mense daar 'n verdieping plaasvind in julle geestelike lewens. Ek love het om te sien hoe geloof groei. Want ons deel met mekaar. Ons deel met mekaar God se wonderwerking in ons lewe. Kan nie anders as om te sê, kom ons doen dit. Kom ons doen dit. Kom ons gaan voluit vir Jesus Christus. Let's join forces.
Let's join spiritual forces en volg Jesus Christus voluit. Nie net in my kop, glo nie net nie, ek volg. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons volgelinge wil maak. Baie dankie Jesus, dat U deur die eeue soveel mense geroep het, en dat soveel mense U gevolg het, en dat soveel mense hulle vertroue in U gestel het, en dat U soveel in U koninkryk al aan laat vashou het aan die reddende krag van Jesus Christus, maar ook die volle werking van die Heilige Gees in ons lewens toegelaat het. Here, kom werk in ons lewens. Kom verdiep ons volgelingskap in Jesus Christus. Kom laat ons groei asseblief, o Gees van God, sodat U doel met ons kan bereik. Seën ons asseblief, Here, in hierdie pad wat ons kies om te stap. Hou ons asseblief vas, beskerm ons asseblief, dat ons die pad kan stap wat ons kies om te stap. My vertroue is in die God in die hemele, die groot ek is, die een wat was en wat is en wat kom en tot in alle ewigheid sal wees. Geloof sy heilige naam. Amen. Amen.